Dankie dat jy vandag tyd eenkant sit om vir 'n oomblik stil te word en tyd te spandeer met die Here, om jou sorges en bekommernisse eenkant toe te skuif en te fokus en toe te laat dat die Here ook sy krag wakker maak in jou lewe. Nou, toe ons net kinders gekry het, ek onthou is 3 klein kindertjies in die huis, en ek het by myself gedink, hoe gaan ek genoeg krag hê om deur hierdie dag te kom? Nog verder het ek gedink, hoe gaan ek genoeg krag hê om 'n pa te wees vir die res van my lewe en hulle lewe? Hoe gaan ek die krag en onselfsugtigheid hê om aan te kan hou? Het jy al ooit so gevoel? Het jy al ooit gewonder, hoe gaan jy krag hê om jou werk vol te hou vir die res van jou lewe? Dalk jou skoolloopbaan vol te hou vir die res van jou skooljare, of miskien het jy gewonder, het ek genoeg krag om getrou te bly aan my vrou in een persoon? Hierdie is alles, dink ek, baie normale vrae, as ons eerlik is. Is ek genoeg? Het ek genoeg? Do I have what it takes? Sal ek genoeg wees? Nou, as jy Romeine lees, dan sien jy Paulus skryf ook rondom hierdie goed aan hierdie mense in Rome. Romeine 8 vers 9 tot 11 lees jy dat die Gees van Jesus in jou woon. Maak jou oë toe, dan stel jy jouself voor dat jy sien Jesus in die graf, toegedraai in linnedoeke, 'n leë graf. Hierdie graf is geseël met hierdie klip. Dit was donker, pikdonker. Daar was niks binne in hierdie graf wat Jesus uit die dood kan opwek nie. Asof daar niks op hierdie aarde is wat hom kan bereik nie. Daar was geen lig wat daar binne in daai graf inskyn nie. Dit was net die liggaam van Jesus in 'n donker, leë graf. Maar dan het iets gebeur binne in sy liggaam wat lewe begin gee het aan hierdie dooie liggaam. Daar het nuwe lewe gekom binne in sy liggaam en dit het hom opgewek uit die dood uit. En hierdie iets was die lewende Gees van Jesus. Dit het teruggekom en het lewe gebring, lewe gegee aan sy dooie liggaam. Neem 'n oomblik om met Jesus te praat oor hierdie gedagte en hoe dit moes gewees het en dat jy ook glo dit het gebeur en dat dit vir jou persoonlik ook krag kan gee. En nou, saam as 'n geloofsgemeenskap, kom ons erken dat die Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sy Gees is vol krag. Dink aan 'n kar wat kan dalk pragtig wees aan die buitekant, kom in verskillende forme en kleure, maar as daar nie 'n engine binne is nie, is dit kragteloos. Op dieselfde manier, ek en jy kom in verskillende forme en grootte en modelle, maar soos ons die Gees van Jesus genooi het om binne in ons te woon, dit is ons daaglikse krag om ons te onderhou vir elke dag van ons lewens. So kom ons verklaar dit saam en sê, Jesus, ek ontvang u krag in my lewe. Ons gaan dit nog 3 keer doen. Jesus, ek ontvang u krag in my lewe. Jesus, ek ontvang u krag in my lewe. Ek hoop jy kan saam met my vir 'n oomblik jou dag sien vol krag. Nie jou eie krag nie, maar hierdie bonatuurlike, wonderbaarlike krag wat onbeperk is, sy vermoë om jou te kan lei tree vir tree. Nou met hierdie prentjie in gedagte, gaan ons hierdie leuen dat ons nie krag het nie en dat ons kragteloos is en nie kan oorkom nie en niks kan regkry nie, gaan ons nou neerlê voor die Here. Dink aan een ding wat jou laat voel, jy kan nie, jy's nie genoeg nie, jy het nie die krag daarvoor nie. Lê dit voor die Here en weet dat sy krag is binne in jou.
Here, dankie vir u krag wat vir ons lewe gee en wat woon binne in ons. Jesus, dankie vir u krag. Dankie dat ons hierdie bonatuurlike krag kan ontvang en dat u Heilige Gees leef binne in ons. Dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie dat ons nie hopeloos is nie. Dankie dat ons nie kragteloos is nie. Dankie dat ons in oorwinning kan leef omdat u krag leef binne in ons. Nou voordat ons afsluit, kom ons fokus ons aandag op ander mense. Iemand wat spesifiek in jou lewe is, wat die rol het van leierskap in jou lewe. Dalk miskien jou baas, onderwyser, dalk ons land se leiers of 'n ouer. Dink aan daai een persoon, mense in leierskap wat bo ons is, maak baie keer verskillende emosies los binne in ons, soms negatief. Maar kom ons veroordeel hulle nou nie. Kom ons bid vir hulle dat hulle ook hierdie krag van die Here sal ontvang en sal besef dit leef in hulle om ook leiding te gee. Jesus, ons kom bid spesifiek vir hierdie persoon, hierdie individu wat leierskap in ons lewe het. En of dit nou altyd goed of sleg is, reg of verkeerd is, of ons saam met hulle stem of nie, Jesus, ons vra deur u krag en vanuit u genade dat u hierdie persoon krag sal gee om vanuit genade te lei, vanuit liefde te lei, met u waarheid te lei en dat u hulle krag sal gee om aan te hou en die regte besluite en keuses sal maak. Ons bid vir hulle in die naam van Jesus. Amen.